Dis 'n Woensdag en ons het 'n storie oor 'n regte klein uitblinkertjie vir oggend, né? Leanne Meyer. Absoluut. So Leanne Meyer is 'n 15-jarige dogter wat met radikale skoliose gediagnoseer is. Ek dink jy sou haar naam vir die eerste keer gehoor het laas jaar gedurende G-week. Annelie het in haar show nogals op Leanne se storie gefokus. Ek onthou dit. Sy is een van 5 sibbe voor haar diagnose koester sy 'n onblusbare passie vir sport en vir boer. Wai. So Leanne was 'n uitsonderlike langafstandatleet, soveel so dat sy 'n beurs gekry het by die Hoërskool Menlo Park en het deelgeneem aan die 800, 1500 en die 3000 meter items en was boonop ook 'n uitstekende hokkiespeler. Nie net het sy 'n talent en liefde vir sport nie, maar ook vir sports en sy het ook deel gevorm van die skool se reviespan en hierdie was alles tydens haar 2 jaar hoërskoolloopbaan by die Hoërskool Menlo Park. Totdat haar pyn begin veroorsaak het dat sy geleenthede mis en dat sy glad nie meer haar talent en passie kon uitleef nie. So net hierna, hoor ons hoekom. Austin Brown made somebody believe. Dis Groot FM 90.5. Dis 'n Woensdag, jou mense, my mense en soos nie vroeër genoem het, die stemmetjie wat vandag met ons gaan praat saam met haar ouers, is nie 'n onbekende stemmetjie op Groot FM nie. Nee. Ons stem is nog nie bekend nie, Maar naam is storie. storie. Ag man, ek ook nie 'n mens man nie man. So by ons in studio is Leanne, haar ma Satonya en haar pa Rian. Welkom hier so by ons julle. Baie dankie. Baie dankie. Dankie. Mamma sê sy's gewoond aan die oorfone want sy werk by 'n ander radiostasie, so jy's gemaklik daar agter die mikrofoon. Dan gaan ek uitklim. Gaan ek so lank uitstap. Nee, sê mamma, nee. Nee, dit bly intimiderend, hoor. Hoorie. Maar anders mens daar aan die ander kant sit, nê. Nee. Ja. So Leanne, soos wat ons nou gehoor het, 'n ongelooflike atleet. Waarin het jy nou alles uitgeblink? Wel, ek moet sê, ek was baie goed in die atletiek en die landloop. Ek het, wel die items wat ek gedoen het, was 800, 1500 steeple, 3000. Steeple. En dan Crazy. het ek net die landloop ook gedoen. So jy die lang asem. Ja, So, Yeah. jy's een van daai mense wat as jy gaan draf, dan raak jy eers warm hier tussen 3 en 5 kilos en dan gat jy. ja, Tannie. Dis amazing en nie net dit nie, jy love kultuur ook want jy het aan die revue ook deelgeneem. Ja, dit was vir my nogals baie nice. Is dit? Dis 'n anderste atmosfeer as buite op die baan, Ja. op die grondpad oefen en alles. Dis net anderste. Hoorie maar nou dat jy die grondpad noem, Tannie Nina het ook so genoem, jou van boer. Baie. Vertel my man, kom ons boer. Wat boer ons? Wel, ons self boer nie, maar ek het 'n baie groot passie daarvoor. Ja. Vir wild. Ja. Dit is, ek weet nie, dis is diep binne my. Ek het 'n groot passie vir dit wat ek baie graag eendag met wild wil gaan boer. Oeg, dit is Wow. amazing. Ek gaan saam. Ons gaan saam. Oom is meer as welkom. Daar sy. Dis amazing, maar waar het hierdie liefde nou vandaan gekom? Het mamma en pappa jou baie plaas toe gevat of bos toe gevat? Ja, wel, mamma en pappa het by Wildebees gewerk in Kempton Ja. en die oom het 'n wildsplaas gehad en ons het baie soontoe gegaan en ek dink dit is waar ek die passie daarvoor ontwikkel het, was daar in die bos. Dis amazing. Ja. So jy weet klaar wat jy eendag wil doen Ja. en jy's net 15 jaar oud. Ja. Hoor hierso, Satonya, maar daar's nou 'n rede hoekom Leanne nie meer kan deelneem aan atletiek op hierdie stadium nie. Vertel ons wat het gebeur en wat het gelei tot haar diagnose. Dit is eintlik 'n lang maar kort journey wat begin het. So dit het begin met weet sy het goed gehardloop atletiek, SA's gehardloop hele paar jaar. So hierdie jaar was eintlik baie hartseer, want dit is die eerste jaar wat sy nie SA's gaan deelneem het nie. Sy het tot dusver dit nog elke keer kon maak en behartig en deurgaan tot dit en hierdie jaar het sy regtig met die foon in die hand gesit en almal se resultate gekyk op daai groep. Ag, lief. So en dan raak sy oor opgewonde. Sy sê kyk hierdie het dit gedoen en daai het dit gedoen. Maar vir haar was dit het begin met 'n klein ding en dit was waar sy sal by die huis kom en sy sal vir my sê
van in graad 7, sy sal klaar van my rug het gebrand tussen my blaaie, tussen die vlekkies. As ek so by die tafel sit om te skryf, dan raak dit so warm dat ek nie meer weet hoe om te sit nie. En ag jy weet hoe doen jy, dan gaan jy mos nou, jy gaan doen physio en jy gaan doen dit en dan self van nee, jy moet hierdie oefeninge doen en jy moet daai. En sonder dat 'n mens besef wat regtig aangaan en waartoe dit lei, het dit net op 'n dag, sy is toe nou hoërskool toe, Menlo toe en toe kom sy eendag by die huis en besef ek maar sy lyk anders. En ons kyk toe nou en ons gaan kry bietjie, weet en weer eens doen hierdie oefening, doen daai oefening en skielik toe ons weer sien dis dit anders. So toe moes ons nou bietjie dokters gaan, spesialiste in die reeks of met die probleem gaan sien en hulle verduidelik toe nou vir ons dat ongelukkig gebeur dit, laat wanneer kinders, dogters en seuns in hulle groeifase ingaan, dan trek dit partykeer gebeur dit hoef nie 'n geen te wees wat die oorsaak is nie, dit kan maar net, soms gebeur dit net, laat hulle dan skeef trek en meer, en hoe meer hulle groei, hoe vinniger gebeur dit. Okay. So daar's amper nie, daar is kinders wat met dit gebore word, baie keer is dit ouer mense wat maar dit ontwikkel, saam met arthritis en daai klas van goed, maar daar's 'n groot ding in ons tieners wat ons baie keer mis in hulle groeifase. So wat was die diagnose toe, skoliose? Skoliose was die diagnose, ja. Okay. En ons het toe nou die ekstrale gehad en ons het gaan kyk in dit laas jaar Augustus en toe sê die dokter hy meet so 100 grade en toe ons Januarie weer gaan. Jy dink jy sien dit raak erger en dan dink jy ag nee man, is jou verbeelding. Jy weet moenie die bobbejaan agter die bult gaan haal nie. En toe ons Januarie weer gaan vir ekstrale, toe is dit verseker erger. Toe sit al op 105 grade. So in so kort tyd. In so kort tydperk. So elke dag is krities. Absoluut. Jan, nou sit jy hierso met hierdie ongelooflike pragtige talentvolle dogter en sy doen so goed in alles wat sy aanpak, maar daai oomblik, vertel ons van die oomblik toe jy nou daai diagnose gekry het, jy weet, wat gaan deur 'n mens se kop? Kyk, vir my was dit natuurlik, ek moes nou eers al hierdie goed gaan Google het en al hierdie terme, die groot woorde, ja natuurlik. So en ek moet sê ek het op 'n paar video's afgekom van die prosedures en goed en dit was vir my skokkend eintlik. En soos my vrou sê, sy het in die begin by die huis gekom met 'n pyn in die blad en as ek dit kan noem, sy is nou eintlik links. So ek weet nou altyd in die skool, jy weet die kinders wat links was, sit mos altyd anders snaaks, ja. Hulle moet altyd snaaks sit en hulle doen dinge mos anders ter. So ek het dit eintlik afgemaak as van die kind is links. Jy weet jy sit natuurlik snaaks en jy draai jou tas so en jy doen dinge so. En maar toe ons nou wel die diagnose kry en alles en toe ek gaan oples het, toe het ek nou regtig tot besef gekom, maar hoorie so hier dis baie groter as ek besef het. Want as 'n ou gaan lees en die dokters vir 'n ou sê, jy weet, dat hulle praat van, as ek die Engels terme gebruik, 'n severe case, dan praat hulle van 45 grade al. Wow. Dan praat hulle van dis al 'n severe. En hierdie is dubbel al. En hierdie is nou 105 grade. Ja. So Liantjie, vertel vir ons hoe beïnvloed dit jou lewe tans? Wel, dit maak dat ek baie goed nie kan doen nie. Soos kom ons sê ek wil vir pappa help iewers in die garage of vir mamma of iets in die tuin. Baie keer dit kan vir 'n kort tydperk wees. En dan kan dit nie verder nie. Dan sal dit begin baie erg pyn en alles en so seer raak dat ewen medikasie nie eens op die oomblik sal help nie. En ek het gehoor dit het ook jou asemhaling beïnvloed. Dat jy partykeer sukkel om asem te haal, nê? Ja. Dis waar veral kom ons sê as ons byvoorbeeld in die mall gaan rondloop of iets of hardloop of wat ook al, sal dit ek kan oefen en dit doen, maar dit kom tot op 'n punt wat ek nie nog kan. Glad nie meer kan. So dan begin ek hyg en asemhaling verloor en alles wat dit baie moeilik maak, wat ook maak dat ek suurstof in die bloed verloor, so dan is dit asof ek so lam raak, so moeg raak. En ek het ook nou dit bietjie gaan Google en ek het gesien in jou geval maak die feit dat jou wervels of jou ruggraat so draai dat jou een borskas actually toemaak, nê? Amper bo op jou long is, so dit plaas nog drukking op jou long ook.
Ja. Ja. Nee man, is baie frustrerend vir 'n besige meisie soos jy om nou, jy weet, nie meer so aktief te kan wees soos wat jy altyd was nie. Dit is nogal so. Hoorie maar nou, toe jy nou die beurs verloor het, nou is jy homeschool en ek hoor mamma het vir ons gesê jy kyk nog so na die atletiek skors van al die maatjies en die goeters. Wat het die dokters voorgestel is die behandeling in die stappe dat jy weet weer normaal kan funksioneer? Wel, na die operasie, gaan daar julle 'n paar prosedures wees wat volg en alles, maar ek gaan omtrent vir 2 maande wat ek soos geen sport sal definitief mag doen nie en net begin met rehab en so aan en na 4 maande dan sal ek eers weer behoorlik kan oefen en alles wanneer ek nou so te sê amper klaar is met rehab. So Rian, Leanne praat van 'n operasie. Is dit wat die dokters voorstel, is dit die enigste pad wat jy vorentoe kan gaan om 'n verskil te maak en haar te verlos van die pyn? En sorry, ek gaan aanlas by dit. Gaan dit ook help omdat sy die operasie kry en sy's nog redelik jonk sodat dit vorentoe nie weer opduik nie. Ja, dit is definitief een van die voordele dink ek wat die dokter vir ons gesê het is, sy's nog baie jonk. So en sy is nog steeds in 'n groeifase en dis hoekom haar so sal ek sê dit half 'n bietjie erger geword het in 'n kort termyn of in 'n kort rukkie. Okay. Maar die herstel op 'n jonger ouderdom is baie beter. Is baie vinniger. Goeie nuus. Ja. Dan met die minder severe cases kan ek sê, jy weet, is daar's baie bekende mense wat ons nooit gewees het wat skoliose gehad het nie. Usain Bolt. Wat? Die 100 meter, hy het op 'n vroeë ouderdom agtergekom, hy het gediagnoseer met skoliose, maar op 'n baie minder grade. Okay. Kom ons sê dit was dalk minder as 10 grade of 'n 14 grade gewees. En hulle het syne reg gekry basies met swem. Sure. So daar's 'n hele lys van baie bekende mense wat al wêreldrekords en goed opgestel het wat skoliose het, maar net nie op so erg graad nie. So eintlik nou wat jy net wil sê is ons moet vat al die rekords wat Usain Bolt bymekaar gemaak het en ons kan dit verdubbel. Oor dat Leanne Dis se goeie situasie is amper verdubbel, so die rekords gaan spat. die rekords gaan spaar. Dis 'n baie positiewe uitkyk Ja. daai. Ja. So gedurende die geweek het Annelie spesifiek gepraat oor Leanne se storie en ek neem dan aan dat op hierdie stadium, want dit is 'n verskriklike operasie in terme van die grootheid daarvan, al die betrokke partye wat daarbey betrokke is. So ek neem dan aan dat omdat dit so 'n groot operasie is daar op hierdie stadium nie fondse om die operasie te doen nie. Ja. Fondse op die stadium is nogal is krities. Ons het 'n paar fondsinsamelings gehou en so die totale koste is nogal astronomies. Ons het wel hulp gekry by Operation Healing Hands. Met 'n span dokters en alles wat bereid is om hande te vat en alles, en ons het Leanne al gaan sien. Sy was gister hier gewees. Ons het gister 'n MRI gedoen. Ons het pediater gesien. So ons is baie positief. Al die dinge begin in plek val. En in die begin is dit so, as jy as ouer voel, jy moet alles, dis jou verantwoordelikheid, jy moet dinge self doen. En op 'n stadium kom jy net agter, maar weet jy kan net nie dat jy nie by alles kan uitkom nie, jy kan nie dinge forceer maak werk nie. Ja. En ek wil amper sê as 'n ou, en jy gaan op jou knieë, en dis die beste plek om te wees, en jy gee net daai een tree terug, en laat die Here toe in jou lewe om hierdie wonderwerk te kom verrig. En ek dink, ek het getuig by die kerk ook, jy weet, dat mense wonderwerke dink 'n ou moet fisiese goed wees, maar dit kan finansiëel ook wees. Dit kan in soveel deurbrake wees, en ek praat nou uit myself, vandat ek bietjie meer teruggestaan het, nie slap gelê het nie, maar teruggestaan het Eintlik in aan die Here oorgegee het, ja, het dinge begin al hoe meer in plek val. En asof Here gesê het, jy's in my pad. Ek kan nie werk met jou wat die hele tyd wil werk nie. So gee net so 'n treetjie terug en sien pas op wat nou, Rian, pas op, Rian, kom met die pad uit, laat ek jou wys wat ek kan doen. Met alle respek. En dis hoe dinge, dis hoe die journey gaan. Ja, dis awesome. So jy het jou getuienis gelewer en Leanne, ek dink met 'n pa wat so sterk in sy geloof staan, gee dit vir jou ook krag. Jy's nou nog besig om hier deur te gaan. Wat sal jy vir kinders sê wat in jou omstandighede sit? Iets, sê nou maar soos jou atletiek wat van jou af weggeneem is, maar jy klink nog so 'n positiewe kind wat nog steeds jou maatjies aanmoedig, Ja. nê? So wat sal jy
sê om ander kinders aan te moedig wat daar ook iets van hulle weggevat word of iets so groot het in hulle lewe gebeur? Wel, ek dink een ding sal wees om nooit op te hou probeer nie. Baie keer dan voel 'n mens hopeloos, moedeloos en net soos In pyn. Dat jy heeltemal wil opgee. Maar ek dink die geheim agter hierdie hele situasie en vir ander mense wat in sulke situasies is, om nie op te gee nie, om net aan te hou, gaan praat met die Here, gaan praat met iemand wat vir jou kan help, om dit vir jouself te hou en net die pyn te probeer wegsteek en alles, gaan jou regtig nie help nie. Dit gaan erger word en as jy dit net met iemand behandel en dan kan hulle jou help, dit maak 'n mens beter en geestelik laat dit jou beter voel ook. Sjoe, wyse woorde van Yes, weet jy, party daaraan dan wonder ek hier in my ou dag, hoekom was ek nie so wys op 15 nie? Ek weet nog steeds amper niks nie. Luister, ons gaan nou verder gesels met Leanne, haar ma Santonia en dan pa Rian. Ons gaan net gou vinnig na die nuus en die sport. After Grace met Mercy in the Middle, Groot FM 90.5. En so mense, my mense saam met ons natuurlik die storieetjie van Leanne, haar ouers ook saam met ons in die ateljee vandag, maar het nog mense bygekom nie? Ja, so saam met ons in studio is Katrien Stander van Operation Healing Hands. Welkom hier so Katrien. Baie dankie, môre almal. Môre. So Katrien, jy stap nou al 'n pad saam met die gesin van September af, maar vertel ons net gou-gou vir die luisteraars wat nie weet nie, wat doen Operation Healing Hands? Operation Healing Hands is 'n liefdadigheidsorganisasie wat ten doel het om vir Suid-Afrikaners wat operasies nodig het, maar wat dit nie kan bekostig nie, te help om die lewensveranderende operasies te kan hê. Dit is ongelooflik en soos wat ons nou gehoor het voor die breek, dat Leanne het hierdie operasie brood nodig, maar dit is 'n massiewe span, poging, klomp dokters betrokke, so astronomiese kostes. So julle Operation Healing Hands het nou gewerk saam met die gesin en julle het nuus wat julle graag wil deel. Ja, so normaalweg sal so 'n groot operasie, soos julle weet, omtrent R500,000 kos. Ons het egter met ons netwerk van dokters, hospitale en ander mediese personeel wat bereid is om hulle tyd gratis te gee, die koste afgekry na R350,000. Wow. So dit beteken dat al die chirurge gaan gratis hulle deel doen, die hospitaal gee vir ons afslag, klomp van die ander medewerkers gaan vir ons help met 'n afslag of met gratis diens. So dis ongelooflik nie. Rian se oë is bietjie tranerig vir so groot ou. Rian, is dit al klaar bietjie verligting? Ja, ek dink dit is Dis daai stappie nader waarvoor jy gebid het, né? Yes. Daai van Riantjie kom bietjie die pad uit, jy weet. Ja. Nou kyk, Riantjie het bietjie uit die pad uitgekom. Die bedrag staan op R350,000. Dis nog steeds 'n groot. Dit is nog steeds astronomies. So, dan het ons altyd die voorreg natuurlik om ongelooflike mense te hê wat deel is van ons Groot FM familie, en toe ons vir hulle gesê het, ons het gesels met Operation Healing Hands, hulle weet van Leanne se storie en dis so inspirerend. Leanne, sit jy ook jou oorfone op? Daar is 'n spaar enetjie daar vir jou. Ek is reg, dankie. Jy moet luister. Toe 'n paar van die ouens hand opgesteek en daar's vir ons gesê, luister, julle moet met hierdie ouens praat. Een van daai ouens is Stoffel Joubert van Salt Rock Mining Services. Stoffel, môre, hoe gaan dit? Môre Debbie, goed en julle almal. Hoe gaan dit? Dankie julle. Ag, lekker. Baie goed, dankie Stoffel. Hoor hier Stoffel, dis lekker om jou stem weer eens te hoor en dankie dat jy weer eens deel is van 'n storie, maar jy het graag nuus wat jy aan die familie wil oordra. Ja, ek wil graag môre Leanne, ek wil vir jou eers hallo sê. Ek is ook 'n lefty. Môre. Ek dink ons net so 11% van ons in die lewe. So dis lekker om nog een te ontmoet. Jy is regtig 'n inspirasie. Dit was so lekker om vanoggend vir jou te luister. Jy is so positief en vol wysheid soos Doopie gesê het. En ons glo alles gaan net goed gaan met jou. So ons wil graag ook 'n bydrae maak in die operasie toe. En ons kan net die amazing dinge sien wat jy vorentoe in jou lewe gaan doen. Baie dankie oom.
So Stoffel, daai bydrae van julle? Dit is 'n R20,000 bydrae na operasie toe dan. So 'n R20,000 van Saltrock Mining Services. Stoffel, julle baie dankie. Ons waardeer dit altyd lekker om saam met julle 'n storie te kan doen en ja, dankie net vir julle goedhartigheid, veral vir hierdie jong meisie dat ons alweer letterlik in die lange afstande kan afstuur, man. Ja. Verseker, ons sien uit. En dan het ons nog iemand op die lyn en hy het gesê noem my sommer maar net Hector. Hector, môre. Môre, hoe gaan dit? Goed en jy? Jy's al van Rocco Mamas in Rosebank en jy het ook ietsie wat jy graag wil deel met die familie, né? Ja, môre almal, môre Leanne. Maar ek is self 'n pa van 3 besige kinders en is geseënd met hulle. So Leanne se storie het ons nogal aangeraak en Rocco Mamas Rosebank wil graag help ons kan en as so vinnig as moontlik terugkeer op die baan. Ek dink dis wat sy hoort. Yes. En wil ons graag R40,000 bydra vir Leanne vir die operasie om so vinnig as moontlik op die gesonde pad te kry. Wow. That's amazing, Hector. Hoorie, ongelooflik baie dankie. Ek meen ja, dit is al klaar. Die verligting hierso is al klaar 'n klein bietjie groter, jy weet. Mense kan sien hoe daai gewig op die skouers so stadig maar seker afval. Hector, julle daar by Rocco Mamas in Rosebank, ons waardeer dit opreg, hoor. Baie dankie oom. Nee, net 'n groot plesier. Dankie Hector en dan het ons ook 'n e-pos ontvang. Dit is 'n anonieme pappa van 2 dogters en Sunay kry van hierdie e-mails en dit is altyd op die perfekte tyd wanneer sy besig is om stories bymekaar te sit soos wat die gees haar lei. En as Rian nie in die pad staan nie. Ja, toe Rian uit die pad uit gaan, toe kom hierdie pappa in en sê hy wil nog R65,000 bydra vir die aanse operasie. Awesome. Dankie anoniem. Hoorie so, maar dit is nie al nie. Ek weet nie of julle hierdie gesiggie ken nie, maar hulle is 'n baie groot deel van ons Groot FM familie en dis Ananya Koen, sy's van Atterbury Trust. Hallo Stranger Danger. Hallo julle. Dis so lekker om jou weer te Dis sien. baie lekker om weer hier by julle te wees. Hoorie, nou, altyd as jy kom kuier, jy weet, dan is dit al half of daar so ekstra spark in die ateljee inloop en ek sien jy is hier met 'n groot glimlag so. Wat is nou hierdie groot glimlag voor? Ja, ek dink vanoggend is vir ons 'n baie lekker oggend. Ons het verlede jaar Oktober was ons was die organisasie vir Groot G-week wat Groot FM vir die hele week op lig vertel het wat doen Atterbury Trust en Operation Healing Hands is een van Triomf Kliniek se organisasies waarmee ons baie nou saamwerk. En op lig het ons die voorreg gehad om sonder dat jy dit geweet het vir jou geld te kon insamel. So ons kon R230,000 vir jou operasie insamel en dit beteken ons het genoeg geld dat jy jou operasie kan doen. Baie dankie Tannie, dit beteken regtig baie. Ja, ek dink dit is 'n voorreg en dis elke luisteraar wat inskakel op Groot FM wat hulle hart oopmaak en wat hierdie moontlik gemaak het. Ons is die fasiliteerders om met Groot FM, maar dis vir ons 'n voorreg om namens al Groot FM se luisteraars wat in Groot G-week reuse bydraes gemaak het, jou te kan seën vanoggend met 'n operasie wat jou lewe gaan verander. Baie dankie Tannie. So hierdie alles gaan vroeër liewer as later gebeur sodat jy SA's toe kan gaan weer. Ons wil jou ASAP wil ons jou by SA sien en daai Usain Bolt rekords breek in die lang afstande. Rian, wat sê groot man nou? Haai, dopie. Nee, ek het 'n boks tissues daarom hierso, so ek is bly ek het support hierso. Ek sit nou en dink die mooiste, ek wil eintlik sê die regtigste kortste mooiste woorde wat ek in 'n lang tyd gehoor het. Ek wil terugkom na die dokter toe en almal vra vir my altyd, gaan Leanne weer kan hardloop na die operasie? En ek gaan nou die dokter se naam noem of so nie, maar hy het regtig vir ons gesê, ek werk nie aan haar bene nie. So dis 'n kort antwoord vir almal wat wil weet, gaan sy weer kan hardloop? Dokter het gesê hy werk nie aan die bene nie. Amen. So hardloop gaan sy hardloop, rekords gaan spat. Amen. Ja. Hoorie, maar ons is ongelooflik opgewonde saam met julle om
hierdie journey saam met julle te kan stap, want of julle nou wil of nie, nou is julle deel van die Groot FM familie. Yes, sir. Gebeur dit nie net van ons af nie, maar ek weet soos mense soos Anans van Atterbury Trust en ook ons luisteraars, ons bedek jou Leantjie met ons gebede en ons weet dat die operasie 'n ongelooflike sukses gaan wees en ons sien uit om te hoor van daai rekords. En dan is hier net om mee af te sluit nog 'n stemnota. Hallo Groot FM luisteraars en Leanne. My naam is Helene Bason. Ek is die CEO van Operation Healing Hands en dit is vir ons 'n ongelooflike voorreg om deel te kan wees van jou opkomende storie. En ek wil net sê ons het 'n hele span spesialiste bymekaar vir jou, spinaalchirurg, thoraxchirurg, narkotiseer, pediater en jy is in uitstekende hande. Ons het die beste span vir jou bymekaar gemaak en ons sien verskriklik uit. So baie sterkte, staan sterk, ons sien jou binnekort in teater. Hoe voel jy, Leantjie? Wel, Tannie, ek moet sê ek weet nie regtig wat ek voel nie. Dis so klomp emosies wat nou op hier op mekaar staan, maar ek weet nie hoe om dit eers te beskryf nie. Ek dink ek kan net sê ek voel verlig, ek voel goed en ek sien nogals baie uit. Amazing. Wel, dankie dat julle julle storie met ons kom deel het, Leanne. Ons, soos wat Tannie Nina gesê het, ons wag 100% om terugvoer te kry. Ons weet met die span wat julle nou om julle het, Operation Healing Hands en hulle netwerk van ongelooflike mense, is dit net, it's a matter of time. Dan sien ons jou weer op die baan en dit gaan wees waar ons weet, you know what, te dankse aan God, it's happened, verstaan jy? Dit alles wat moes gebeur het gebeur. So ons is so dankbaar daarvoor en dan natuurlik stoffel hulle by Salt Rock Mining, Rocco Mamas, Rosebank Hector, hulle ons anonieme pa wat geskenk het, Ananya, is eintlik ons hele luisteraars, dis eintlik almal. Dis eintlik nie Atterbury Trust. Ja, almal wat besig was met Geeweek, nê? Ja, en ek wil net sê ook dit is wat jou bydra doen gedurende Geeweek. Is om 'n kind soos Leanne se lewe te verander. So dis ons, jou mense, my mense vir vandag. Dankie vir almal wat ingeskakel het vir dit en as jy dit gemis het, jy te laat ingeskakel, gaan gerus na ons Groot FM YouTube kanaal toe en dan sal ons seker maak die storie is weer daarop.